Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 275. Gesang 275, helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. En ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3. Vers 1, 2 en 3 van Gesang 275 terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir stilgebed. En na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit staande doen waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. En na die seën gaan ons saam sing Gesang 264. Gesang 264, daarvan gaan ons sing die eerste en die tweede vers. Gesang 264 vers 1 en 2 as loflied na die fotum en die seën. En Gesang 95, die Onse Vader, as voorbereidingslied na ons stilgebed. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat ons dit opgeteken vind in Eksodus 20. En nadat ons aan die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 79. Gesang 79, daarvan gaan ons sing die eerste en die derde vers. Gesang 79 vers 1 en 3 na die wet. En dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84 en ons gaan die 11de vers sing na die belydenis van ons geloof. Gesang 84 vers 11 na die belydenis van ons geloof en Gesang 79 vers 1 en 3 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly voortgaan. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat ons as kinders geroep het, en daarom kan ons ook vanoggend ons geloof bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Efesiërs 4. Efesiërs 4, en ons gaan lees vanaf vers 1. Efesiërs 4, ons lees vers 1 tot 16. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van dering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U die skepper van hemel en aarde, en die onderhouer van alle dinge daar buite en hier binne. Dankie dat ons voor U mag buig as kinders, dat ons U mag aanroep, U lof mag besing in hierdie oggend, met die wete dat U is ook hier by ons. Dankie dat U Seun gestuur het om ons as kinders vry te koop, ons vry te maak dat ons nie meer gebonde is aan die sonde nie meer gebuk gaan onder die wet nie, maar dat ons in vryheid gebonde aan Hom kan leef soos wat U van ons vra. Here, en dankie dat U ons roep met 'n besonderse roeping, om ook in die eenheid van die geloof saam te leef, mekaar op te bou, mekaar te ondersteun. Here, gee dat dit ook deel van ons identiteit sal wees, dat ons in alles wat ons doen, alles wat ons sê, hierdie Christelike waardes ook sal uitleef. Spreek U nou met ons, maak ons verstand helder. Here, werk met die Gees in ons hart, dat ons die woorde nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal aanneem, dat ons dit sal gaan leef. Here, dat ons oral waar ons gaan, U roeping sal uitleef. Here, ek bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, identiteit is een van die belangrikste dele van ons menswees. Dit bepaal wie ek is, en dit bepaal hoe ek ook leef. En daarom is hierdie reeks waarmee ons besig is vir ons as Christene so belangrik, want ons is besig om te bou aan ons onwankelbare identiteit wat in Christus geanker is. Dit is nodig dat ons standvastig kan staan in 'n wêreld vol aanslag. Maar daar is baie dinge wat ons probeer te verander. En as ons nie 'n ware Christelike identiteit het, of as ons 'n valse identiteit voorgee in hierdie wêreld, dan sal ons uiteindelik nie die koninkryk van God beerwe nie. En daarom is ons besig juis om te kyk na die identiteit van 'n Christen, en ons het begin deur te kyk na die mens wat geskep is. Na die beeld van God het hy ons gemaak. En die sonde het wel daardie beeld in ons gebreek, dat ons nie meer die beeld kan uitstraal nie, maar Christus het dit herstel. Deur sy bloed is ons weer in staat daartoe om nou hierdie beeld uit te leef. Daarna het ons verlede week vir mekaar gesê dat ons as Christene hierdie eienskap van identiteit het wat ons vrymaak.
Want Christus het ons verlos, hy het ons vrygemaak van die eise van die ou verbond en hy het ons as kinders voor God gestel. Maar die vryheid wat ons in Christus ontvang beteken nie losbandigheid. Die vryheid wat ons in hom kry, bind ons aan hom. Daarom kry ons die roeping om te leef soos wat hy vra, om ook die mense naby aan ons, om ons in liefde te hanteer, soos die liefde wat hy aan ons gewys het. En vandag staan ons stil by die derde eienskap van 'n Christelike identiteit, en dit is die roeping van die mens. En roeping is vir baie mense die kern van hulle identiteit, veral as dit uit 'n wêreldse perspektief bekyk word, want roeping en beroep het sinoniem geword. Baie mense bou hulle identiteit op dit wat hulle doen. My werk word wie ek is. Ek is 'n boer. Ek is 'n predikant. Ek is 'n onderwyseres, ek is 'n dokter, ek is 'n prokureur. Dit word wie ek is. En dis nie 'n krisis om trots te wees op jou beroep nie. Dis goed om hierdie dryf te hê, om graag jou beroep goed te wil doen, maar die krisis is wanneer dit word wie ek is. Want wat gebeur die dag as ek nie meer my beroep kan beoefen nie? Wat gebeur die dag as ek nie meer 'n dominee kan, 'n boer kan wees, of wat se beroep dit ook al kan wees nie? Wat gebeur dan met my? Dan sit soos 'n valdeur wat onder my oopgemaak word, en ek val in hierdie diep, donker gat van depressie. Studies het dit gewys. Hulle het gaan kyk na die hoofuitvoerende beamptes van groot maatskappye, en mense wat se identiteit was dat hulle 'n CEO van 'n maatskappy is, mense wat erg daarop ingestel was dat hulle beroep hulle lewe geword het, en die dag as hulle aftree, val hulle in depressie, en binne 3 tot 6 maande sterf daardie mense, omdat hulle nie meer weet wie hulle is nie. Hulle identiteit is weggeneem, hulle het niks meer om voor te leef nie. Daarom moet ons besef, die roeping waarvan Paulus hier praat in Efesiërs, is veel meer as die beroep wat ons beoefen. Dit is veel dieper as dit, en daarom is dit hierdie integrale deel van ons identiteit, want ons word geroep tot iets groter. Ons lees in vers 1 dat Paulus sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Vers 2 en 3 verduidelik hy die roeping. Hy verduidelik hoe dit lyk as ons dit waardig wandel. Hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. En geliefdes, die gesindheid waarmee ons hierdie roeping uitleef is belangrik. Ons moet dit waardig doen. Ons gaan nou daarna kyk, maar voor dit moet ons eers besef, wat is die roeping waarmee ons as gelowiges geroep word, en dit vind ons in vers 3 wat sê, dat ons na die eenheid van die Gees moet gaan. Ons moet dit bewaar, hierdie eenheid is die roeping waartoe ons geroep is, dit is die middelpunt van ons roeping. Want ons word geroep om in God een te wees. Ons word geroep om deel van die liggaam van Christus te wees. Ja, daar's baie verskillende lede, maar die eenheid is waartoe ons geroep word in hierdie oggend. Die liggaam as 'n heel eenheid moet die hoof Christus dien. Ons lees dit vers 4 en verder, dit is een liggaam, een Gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader. Ons word geroep om deel van die een te wees. En dit maak tog sin. Ons as mense is geskape as sosiale wesens. As God die mens maak, sien hy, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Hy maak vir hom 'n maat wat by hom pas. Hy vat sy ribbebeen, hy skep vir hom, hy maak vir hom Eva.
been van sy gebeente, vlees van sy vlees, want hy het nodig om in hierdie eenheid saam te leef. Na die sondeval is dit juis die mens wat hom groepeer. By Babel sien ons dit selfs na die taalverwarring, is mense besig om hulle te groepeer rondom ander wat dieselfde taal praat. Dis deel van ons, dis hoekom daar stamme en volke bestaan het, want ons as mens wil deel van 'n eenheid wees. God self het vir hom 'n volk uitverkies, oor alle tye, uit alle nasies, om 'n eenheid te vorm. Om die liggaam van Christus te wees. Dis waarheen ons geroep word. Om deel te wees van hierdie eenheid in God. Daarom is daar iets in ons as Christene se identiteit wat my dring daartoe om betrokke te wees by 'n gemeente. Iets wat my dring daartoe om deel te hê aan die gemeenskap van die heiliges, en as ek dit nie het nie, dan voel ek leeg. Ons as Christene, die dag as jy dalk nie kerk toe gaan, die dag as jy dalk by die huis gebly het, vir watter rede ook al, dan voel daar iets in jou net onnatuurlik, jy voel leeg, omdat jy nie deel gehad het aan daardie eenheid nie. Dis nie net jou gewete wat jou pla nie, dit is jou identiteit. Want ons word geroep tot die eenheid. Ons word geroep om hier saam met mekaar te wees, en saam met mekaar te leef. Maar geliefdes, as dit die roeping is, hoe leef ons waardig hierdie roeping? Want ek moet dit tog waardig doen. Daarom sê Paulus, ons moet dit nederig doen. Want omdat ek deel het aan hierdie eenheid, moet ek nie grootkop kry daarvolgens nie, want dit is nie deur myself nie, ek het dit nie verkry deur iets wat ek gedoen het nie, ek is deel van die eenheid in Christus, omdat hy dit deur die genade vir my gegee het. Dit kan in 'n oogwink van my weggeneem word. Ek is deel van sy liggaam deur die genade alleen. Daarom moet ek nederig bly. Om my roeping waardig uit te leef, moet ek ook sagmoedig wees. Ek kan nie met die hardheid van die hart teenoor die mense rondom my optree nie. Ek moet sag wees met hulle. In hulle gebrokenheid, in hulle hartseer in 'n situasies, moet ek sag wees, juis om hulle in te trek na hierdie eenheid van Christus. Om my roeping waardig uit te leef, moet ek lankmoedig wees. Ek kan nie vinnig kwaad raak, geïrriteerd raak nie. Ek moet lank wees om te reageer. Ek moet lankmoedig optree. Want almal van ons het gebreke. En laastens sê Paulus, om waardig die roeping te leef, moet ons mekaar in liefde verdra. En dis een van die moeilikste goed seker vandag vir ons as mense, want as ek nie met iemand saamstem nie, as ek van iemand nie hou nie, verdra ek hulle nie. Tog is dit die oproep. Verdra mekaar in liefde. En dis die roeping van ons as Christene. En hierdie roeping beïnvloed my identiteit. Dit beïnvloed hoe ek gaan leef met die mense rondom my. Dit beïnvloed hoe ek my beroep gaan beoefen. Dit beïnvloed hoe ek die erediens en die kerk beskou. Geliefdes, en hierdie roeping dryf ons juis om anders te kyk na die lewe. Om anders te kyk na dit wat ons doen. Want God gee vir elkeen 'n gawe. Ons lees daarvan in vers 8 dat hy die gawe vir die mense gegee het. En hulle moet diensbaar wees met hierdie gawes, en dis wonderlik dat ons dit het en ons moet dit gaan gebruik. Maar hy sê ook in
Vers 12, dat hy sommige gekies het, geroep het as apostels, anders as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars. Beteken dit net die predikant het 'n roeping? Nee. Want jy sien, dit gaan hier juist daaroor dat die wat geroep is in hierdie besonderse ampte, die ander toerus, die heiliges toerus vir hulle taak om juis diensbaar te wees. En dis wat so besonder is aan die reeks waarmee ons besig is, want die Here is besig om deur die leraar die heiliges toe te rus, om in hierdie wêreld te gaan leef en diensbaar te wees vir hom. Die Here is besig om u toe te rus en elkeen van ons toe te rus, om ook dit wat hy van ons gemaak het, ons identiteit te gebruik, om sy naam te verkondig, om dit tot in die uiterstes van die wêreld te neem. Hy's besig om ons toe te rus om diensbaar te wees vir hom. Daarom moet ons anders kyk na ons beroepe. Want omdat ek geroep is tot die eenheid, moet ek anders kyk na dit wat ek doen. Dan kan ek as 'n boer op die trekker in die land, of tussen my beeste in die veld, ook die Here verkondig om tot die eenheid van Christus te streef. Dan kan ek ook as 'n onderwyser in die klaskamer voor kinders die Here verkondig sodat die eenheid van Christus uitgebrei kan word. Dan kan ons as prokureurs in die hof, dokters in 'n spreekkamer, haarkappers in 'n salon, ingenieurs in 'n werkwinkel, maak nie saak van jou beroep nie, maar dan kan jy hierdie roeping van die eenheid uitleef om almal na Christus toe te trek. Maar dis wat vers 12 sê, dat ons diensbaar is tot die opbou van die liggaam van Christus. Dit is ons roeping. En geliefdes, as ons hierdie roeping besef, en ons leef dit waardig, dan verander ons uitkyk in die lewe. Dan word daardie taak wat jou mismoedig maak, daardie taak wat negatief op jou skouers druk, daardie taak wat jou moeg maak, vir jou 'n geleentheid. 'n Geleentheid om ook uit te gaan en jou roeping te gaan uitleef. 'n Ware besef van ons identiteit en ons roeping is daarom integraal. Dit is so belangrik. Want as ek weet wat my roeping is, dan kan ek die beeld van God in hierdie wêreld uitstraal. As ek weet wat my roeping is, dan kan ek vry gaan leef in Jesus Christus. Mag die Heilige Gees dan ook hierdie roeping by ons bevestig, sodat ons oral waar ons gaan, hom kan verkondig en die eenheid in hom nastreef. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie Here dat U ons ook roep. Here, dat ons roeping veel groter is as die beroep wat ons doen. Bevestig dit ook in ons, maak dit deel van ons, dat ons oral waar ons gaan, in alles wat ons doen, die eenheid in U sal nastreef. Here, dat ons dit waardig sal doen, in nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en liefde. Dat ons ook mekaar in dit alles sal verdra, om die eenheid en die vrede na te streef. Here, dankie dat U ons roep, en dat ons ook as werktuie vir U in hierdie wêreld kan werk. Here, ons bid, gaan met ons hierdie week, lei ons, boet en bewaar ons, dra ons veilig waar ons gaan. Here, gee dat ons voet nie teen die klip op die pad sal stamp nie, maar beskerm ons, dat ons ook U woord kan uitdra. Here, ek bid vir ons gemeente. U ken elkeen van ons hartseer, U ken die pyn wat daar is. U ken dit wat ons in hierdie wêreld seer maak.
Verwyder dit en bring ons ook nader aan U, dat ons in U almag en U liefde kan leef. En ek bid vir ons kerkverband, en ek bid vir elke een wat U bely as koning, dat U ook met hulle sal wees, wanneer daar aanslae teen hulle is, dat hulle staande kan bly in hierdie wêreld. Here, ons bid dit alles in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slot gaan ons saam sing Sang 267, Sang 267, Sang 267, en ons gaan sing vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad, Tannie Ronel, ons wil net vir Tannie sê baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend.
Sterkte met die erediens by die hervormers en groete daar ook dan. Geliefdes, ons voorbidding, ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate. En besonders dink ons nog aan oom Dirk wat tuis aansterk na sy rugoperasie. Dit gaan goed. Hy was die week wat verby is by die dokter gewees en die dokter is tevrede met die vordering wat daar is. Dis nog so wat 5 weke, maandag seker nog 5 weke, dan gaan hy hom weer sien. Maar dan behoort dit ook die lê en die rus en al die goed ook verby te wees. Ons dink nog ook aan hom in die pad wat voor lê van herstel. Dan dink ons ook aan Tannie Lientjie. Sy is in Ankron opgeneem. Sy het gevra, ek mag nie te veel sê nie, maar ek het aangedring, ons moet ten minste voorbidding doen vir haar. Dit gaan goed met haar, sy is aan die herstel, en ons is baie dankbaar daarvoor. Dink net aan haar in die gebede ook asseblief. Dan, geliefdes, dink ons aan ons kinders en ons onderwysers, wat hierdie komende week terug gaan skool toe. Sterkte vir die nuwe kwartaal, en ons weet die Here sal julle ook daar lei en gebruik. Dan het die AP Kerk ons synode, hierdie jaar die 31ste Augustus tot die 4de September, hou ook ons kerkverband in die gebede, waar ons besig is om ook voor te berei vir dit. Dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons volgende groot aksie is ons bazaar. Let daarop, die datum het verander. Dis nie meer 29 Augustus nie. Dis nou die 22ste Augustus. Merk dit asseblief so ook op u almanakke aan. En ons glo en ons bid dat dit ook 'n groot sukses vir ons sal wees. Dan onthou ook, ons werk vleis die 10de Augustus. Hou daai datum ook oop, dat ons lekker almal saam kan werk. Dan Stoepsittersfees is die 31ste Julie. Ons bak weer pannekoek. En ek het vanoggend gehoor, Tannie Elsa sal môreoggend die reëlings en die goeders ook op die groep deurgee. As u kan help om te bak, ek glo daar's baie hande nodig. Ek weet daar's 'n klomp van ons gemeente wat uitstedig is daai dag spesifiek, maar ons het hande nodig om dit te doen. En dan deegskenkings en sulke tipe goed sal Tannie Elsa hanteer om dit ook op te volg, glo ek môre. So hou dit net in gedagte. Dan die Susters aksie Blomme en Teebeerd vir Julius Wyk 2. Ons nooi almal om ook saam met ons nou te kom koffie drink en te kuier. Ek het nie die in aangesit vanoggend. So ek dink nie ek het nie die in aangesit nie. Ek dink net ons moet hom aansit. Anders moet ons net met die ketel water kook. Ek het vergeet daarvan vanoggend. Maar kom kuier saam met ons. En dan die Susters aksie vergadering is Dinsdag die 28ste Julie. Verdere reëlings sal ons nader aan tyd ook deurgee. Verbondsonderrig is geen, die skool begin hierdie week. Ons hervat volgende week dan weer ons lesse. Boodskappers vir Julie en Augustus is in die saal beskikbaar. Die tema is sending, om die woord uit te dra na buite. Neem gerus vir die eksemplaar en lees hom asseblief. Verjaarsdag die week, die 19de Julie, is Laurens Kamfer, dis vandag. Ons sê vir hom baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit 'n baie mooi dag en jaar wees en mag die Here hom ook ryklik seën. Geliefdes, dis die afkondigings. Kom kuier saam met ons, kom drink 'n koppie koffie en dan hoop ek jy 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week.